Ek gaan maar sommer net 'n voice recording maak. Ons hoop ons kom deur die slides dan nou net betyds. Maar ja, ons gaan ons bes doen. Anders as ons sien dit werk nie, maak ons mos nog 'n sessie en ons kuier weer saam. Hoe klink dit? Kan net lekker wees, né? Ja. Ons is mos nou 'n community, 'n familie. Goed. Kom ons sluit ons oë. Abba, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons sommer net kan uit die lewe uitklim en kan deel word van dit wat U sien, 'n groter prentjies wat ons kan dink of bedink. Groter prentjies wat ons kan sien. U het elke vrou wat op hierdie groep is, het U gekies. Met die hand gekies, omdat U geweet het wat hulle storie is, wat hulle pad is, wat dit is wat U van hulle verwag. Dankie vir hierdie opleiding. Ons verstaan dalk nie nou dadelik wat U ons leer nie. Maar ek weet dat ons op 'n dag gaan hierdie goed net inklik en ons gaan net weet dit is waarvoor ek hierdie goed moes leer. Dankie daarvoor, my koning. Dankie dat U getrou is en dat U weet van die detail in ons elkeen se lewens. Daardie fynste detail waarvan niemand anders te weet nie. U weet daarvan en ons sê vir U dankie dat U besig is met ons saak. Dat U ons land onthou en dat U ons land nie vergeet het nie. En dat ons kosbaar is in U oë. Ons is U segula, U kosbare besitting. Dankie daarvoor. Ons loof U groot en heilige naam. Daardie soete naam, wat soos heuning en potstonge is. Ons loof U naam. Amen. Goed, kan julle glo ons is al by sessie 4. Ons sessie. As dit uitwerk. So ons gaan kyk. Ons het nou baie gepraat oor wie Deborah is. Ons het gaan kyk wie Jael is. Ons het gaan kyk na wie Barak is. En ek gaan vandag so 'n bietjie dit saamtrek, dat ons seker is ons weet alles van hierdie 3 mense. Maar voor dit wil ek hê jy moet weet, daar's 2 Deborahs. Nou die van julle wat nou al in julle handleidings bietjie vooruit gaan kyk het, sou gesien het daar is 2 Deborahs. En dis iets wat eintlik soms so ons verbygaan. Ons weet nie altyd eers dat daar 'n tweede Deborah is nie. Nou hierdie Deborah is ontsettend belangrik, hierdie tweede Deborah. Of kom ek noem maar die eerste Deborah, want sy het eintlik gekom voor ons Deborah. So hierdie eerste Deborah word in die Engels 'n nurse genoem, of ons kan haar 'n nanny noem, of ons kan haar 'n oppasser noem, maak nie saak nie. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir nurse is yanak. En dit beteken to suckle, of to nurse, of to suck. Dit is, hulle het hier in die middeleeue het hulle gepraat van 'n sucking woman, of 'n sucking nanny het hulle dit op partykeer genoem. Maar dit kan ook praat van 'n innocent babe, met ander woorde 'n babietjie wat nog genurs moet word of geborsvoed moet word. Of dit kan vertaal word met 'n nursing woman. So dis eintlik nogal 'n baie wye begrip hierdie woord yanak. Maar as ons nou gaan kyk na die oorspronklike Hebreëse prentjieskrif, as ek dit so kan noem, dan is daar 'n prentjie van 'n saadjie, en dit verteenwoordig die seuns van die next generation, die volgende generasie, en dan is daar so 'n sirkeltjie met 'n streepie deur, en dit is 'n prentjie van die son op die horison, of dit beteken dit trek lig in, and the drawing in of light, sê die Engels. Die 2 saam beteken a child drawn in, beteken the bringing in and holding close of an infant to the breast. So dit praat eintlik van om 'n baba te voed, om 'n baba teen jou bors te hou, en hierdie baba moet genourish en genurture word. So die baba moet gevoed word. Wat ontsettend belangrik is dat hierdie Deborah sterf en word begrawe by Bethel. Nou as julle reg onthou, het ons gesê dat ons Deborah sit by Bethel, of tussen Bethel en Rama.
sit sy by haar palmboom. So ons lees van hierdie eerste Rebekka in Genesis 24 vers 58. Dis waar Rebekka, waar die slaaf by Rebekka kom en hoor of wil sy nou na sy meester toe gaan om aan hom getrou te word aan hom, en dan roep haar familie haar in and they called Rebekka and they said to her, will you go with this man? And she said, I will go. En hier kry ons nou die eerste keer, die eerste Deborah se hoe sy genoem word, die mentioning. Thus they sent away their sister Rebekka and her nurse with Abraham's servant and his men. Okay, so hierso weet ons is Rebekka al 'n mooi groot meisie, maar sy het 'n oppasser. Dis amper soos 'n nanny wat haar groot gemaak het totdat sy nou heel groot is, né? En dan kry ons in Genesis 35 vers 6 tot 8 kry ons die geskiedenis van Rebekka se einde, as ek dit nou so kan sê. So Jacob came to Luz, that is Bethel, so ons is nou weer by Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. He built an altar there and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. Now, Dvorah, Rebekka's nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak, and it was named Alon Bakuth. So wat ons hier sien is dat Rebekka se graf se plek word genoem. Interessant genoeg is Rachel was die geliefde vrou. Maar ons weet nie waar sy begrawe nie. Ons weet sy is iewers te langs die pad begrawe. Lea, die vrou wat nie geliefd was nie, maar wie God self aangestel het eintlik, wat hy gekies het. Haar graf is op die oomblik by Jakob in die graf, en hulle twee saam in die graf. Maar Rebekka se graf, of haar begrawe plek, haar burial place, word genoem. So onmiddellik moet ons besef, hier's iets belangrik aan die gang. En weer eens die plek Bethel, kom El Bethel, the house of God, kom elke keer terug. Ons is die hele tyd besig met dieselfde ding. So hoekom is hierdie Rebekka belangrik? Sy was, Deborah, hoekom is dit die feit dat sy Rebekka se nurse was, en nou is sy saam met Jakob, Rebekka is nie eers in die prentjie nie, sy is nou saam met Jakob, en nou moet ons ook weet, dat toe Jakob gevlug het, van sy pa af, en van Esau af, en na sy oom Laban toe gegaan het, was hy eintlik nie 'n tiener nie. Hy was eintlik al in die omgewing van 70, kon dit wees. So nou weet ons, hy was hoeveel jare by Laban gewees, hy het ook 'n vrou en hy het al 12 kinders, nou kom hy terug, so hy's nou glad nie meer, ek bedoel, hy het nou glad nie meer 'n nanny nodig nie, so hy is nou, maar hoekom word haar naam genoem, hoekom is dit so ontsettend belangrik, hoekom noem die Bybel dit, en dan sê dit, sy word begrawe, onder die oak or die terebinth of weeping. Dis die plek se naam. Maar nou is dit belangrik dat ons verder gaan kyk, wat is God se plan met Jakob? So in Genesis 35 vers 19 lees ons, God said to him, your name is Jacob. You shall no longer be called Jacob, but Israel shall be your name. Thus he called him Israel. Nou, Jakob beteken supplanter of hakskeen-gryper. En Israel beteken he who prevails with God, en daar's ook van die bronne wat sê Prince of God. So hier's 'n naamsverandering. Ons weet wat gebeur, Jakob stoei met Yahweh, met die engel van Yahweh, en hy sê, ek sê jou nie laat gaan as jy my nie seën nie, en dan word hy op sy heup geslaan. En dan verander Jakob se stappie, sy walk verander.
sy pad met God verander en sy naam verander om te sê, jy is nie meer Jakob nie. Jy's nou nie meer daai ene nie. Jy's nou hierdie ene. Jy's nou hierdie ene wat ek aangeraak het. Maar as ons nou gaan kyk na wat die rol van hierdie Deborah is. Sy was Rebekka se nurse. Hoe sy weer by Laban gekom het om saam met Jakob terug te trek, terug na Isak toe, weet ons nie. Of terug te gaan nou ten minste na die beloofde land toe. Ons weet nie. Die woord sê nêrens vir ons nie, maar op een of ander manier het sy gekom van waar Rebekka was, saam met Isak in Kanaan, en terug in Mesopotamië by Laban, saam met Jakob dalk getrek. Ons weet glad nie, ons weet wel, sy het saam met hom teruggekom van Laban af en weer op pad terug na die beloofde land. So iewers het sy vol sirkel gegaan. Die profetiese betekenis daarvan is dat Jakob word nou volwasse geag. So God sê vir hom, jy het nou nie meer 'n nanny nodig nie. Jy het nou volwassenheid bereik, jou naam is verander, jou hele karakter het verander. Nou ek sê nou nie Jakob was 'n kinderagtige man of iets van die aard nie. Ek sê net geestelik het sy karakter verander, sodat God hom Israel kon noem. He who prevails with God. So iewerste langs hierdie pad, en as ons gaan kyk wat het by Bethel gebeur, dis waar hy geslaap het, en hy die engele gesien wat op die wat op die, my skoonmaat altyd gepraat van Jakobs ladder, so hy wat op Jakobs ladder geklim het, hy die engele gesien, en daai plek is Bethel, en hier kom hy terug, hy's full circle is hy terug. So kan julle sien dat, ons sien hierdie karaktervorming, hierdie volwasse wording, wat gekom het, deurdat Jakob hierdie full circle geloop het, deurdat Rebekka, daar's nie 'n manier wat ek dink sy het hom nog genurs of hom opgepas of wat ook al nie, maar haar naam sê vir ons, en haar amp wil ek amper sê vir ons, sy was by hom. Onthou, ons weet niks anders van haar nie. Ons weet, sy's 'n nurse gewees of 'n nanny gewees, en ons weet, sy was by hom, en sy het gesterf by Bethel. Wat vir ons sê, dis 'n profetiese ding, dis nie 'n natuurlike ding hierdie nie, dis 'n profetiese ding. So wat vir ons sê, hy het full circle gekom, hy's terug by Bethel, maar daar was 'n Deborah in sy lewe. Daar was 'n Deborah in sy lewe wat hom genurture het, wat hom genourish het, wat hom gevoed het, wat hom gelei het, wat teen die vir hom gesê het, onthou jy wat het jou ma jou geleer? Jy's nou op die verkeerde pad. Kom terug op die pad. Kom terug op dit wat jou ma jou geleer het. Want sy het soort van die rol van 'n ma ingeneem in sy lewe. Goed, so kom ons kyk nou na Deborah nommer 2, en hou al hierdie goed wat ons nou gesê het oor Deborah nommer 1 in gedagte, want daar's tog lyne wat ons kan trek. So Deborah beteken by, het ons onder gekyk, sy sit of regeer onder die palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel. Deborah nommer 1 word begrawe by 'n boom wat weeping genoem word. Deborah nommer 2 sit en regeer onder 'n palmboom wat se profetiese betekenis victory is. En vir my sê dit vir ons, ons bid so baie keer vir ons kinders, ons bid so baie keer vir mense, en ons raak so moedeloos met die situasie. We are sitting under the tree of weeping. But there will come a day that we will sit under the tree of victory. Ons moet luister, want baie keer sit ons vas onder daai boom van weeping, en ons kan nie verder kyk as dit nie, ons kan nie verder sien nie. Hy sê, kom sit onder die boom van oorwinning. Psalm 20 vers 5, daar's 3 woorde vir victory in die Bybel. Maar Psalm 20 vers 5, daardie woordjie victory is Yeshua. Dis altyd vir my so kosbaar. Hy is ons oorwinning. Hy is die een in wie ons die oorwinning het. En ek en jy moet
onder hierdie oorwinning kom sit. Die bome is so belangrik in die woord, maar die belangrikste boom is die boom van die lewe, wat in die middel van die tuin staan, wat ons ook weet is Yeshua. En dan in Hooglied is hy die appelboom. En hy sê, kom sit in my skaduwee, kom proe my vrugte, kom sit en kom rus. So, die twee palmboom en die ander boom, die terebint of die oak, soos hulle in Engels sê, en onthou ons het verlede week gekyk, dit beteken 'n groot boom. Jesaja praat van hulle wat sterk en volwasse in die geloof is oaks of righteousness. So, as ons onder die palmboom van oorwinning sit, dan word ons sterk bome in die koninkryk. Hy roep ons om sterk bome te wees. Goed, so ons weet Deborah was die 4de rigter, en sy het in regsaake en as geestelike leier opgetree, sy was 'n profeet. Sy noem haarself die moeder van Israel, en ons het juist gekyk dat haar rol is nurturing en nourishing. So sy praat, sy verteenwoordig dan amper, wil ek sê, die eerste Deborah wat vir Israel daardie pad met hom gestap het van nurturing en nourishing, om hom te voed en te lei. Dan weet ons sy was 'n wyse vrou, ons weet sy was 'n worshipper, en ons weet sy het definitief autoriteit gehad, fisiese autoriteit en geestelike Die naam Deborah word 10 keer in die Bybel genoem. Nou 10 is die getal van die bruid. Dis ook die getal van verantwoordelikheid, en dit beteken manifestation of completion. So, wat ons moet verstaan is die oomblik as ons die getal 10 sien, moet ons weet, hier word van die bruid gepraat. Maar Deborah alleen is net een been van hierdie salwing. Onthou, ons praat die hele tyd van, is 'n 3-voudige salwing. So partykeer kan ek sê, maar ek staan in 'n Deborah salwing. Maar as ek in die volheid van die Deborah salwing wil staan, dan moet ek partymal ook in die Barak rol wees en partykeer ook in die Jael rol wees. Ons gaan net nou 'n bietjie meer daarna kyk. Wat vir my onderste bo geblaas het, is die feit dat die naam Deborah eintlik die vroulike vorm is van Davar, wat woord is. Ons bruidegom is die woord, en die bruid is Davar, die vroulike vorm van die woord, want jy sien die bruid is vrugbaar in die woord. Ons moet vrugbaar wees met die woord, ons moet die woord uitdra. Die bruid se baarmoeder ontvang die woord, en dan dra ons dit partykeer 'n baie lang tyd. En ons voel partykeer hierdie swangerskap gaan net nooit einde kry nie. En dan op 'n dag, dan baar die bruid hierdie woord, en ek weet net, dis op die oomblik tyd vir Deborah. Ek sal op die groep sit, Amy Kyle Rylander in Amerika is sy's in bediening en sy doen profetiese skilderwerk. Sy het verlede week 'n skildery en 'n woord opgesit oor Deborah wat so ooreenkom met dit waarmee ons besig is. En oral sê ouens vir my, as dit nie foto's is of skilderye is van Deborah nie, oralste kom Deborah nou uit. So ek en jy moet weet, hy roep ons vir 'n baie spesifieke rede vir ons tyd. Ons kyk gou net weer na Barak, ons moet die klomp bymekaar trek. Barak beteken lightning, a lightning flash or a flaming sword or thunder. En hier kom ons nou alweer by die flaming sword wat eintlik die woord is, né? Barak was onderdanig en gehoorsaam aan die woord van Jahweh. Hy was 'n goeie leier, veral het hy Deborah se salwing verstaan, en sy naam is in die heldegalery van God opgeneem. Daar's 'n kosbare Hebreëse woord, barak, wat beteken to kneel down, to bless, to pronounce blessings, to give praise, or to be a blessing. Ek hoop julle gaan sit met hierdie goed op die einde, want onthou, elkeen van julle moet julle eie prentjie gaan kry van hoe hierdie 3-voudige salwing eintlik in mekaar ingevleg is. Hebreërs 11 vers 32 tot 34 sê vir ons, and what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets,
Met ander woorde, Barak is genoem tussen die grootes. Daar's gewig in sy naam. As ons nou die res van die vers, ek gaan dit nou nie alles lees nie, maar daar's gewig aan Barak se naam. Daar's gewig aan die been van hierdie middelste been, wil ek amper sê, van Barak se salwing. En ons moet dit nie miskyk nie. Asseblief moenie dat iemand ooit vir julle vertel Barak was bang nie. Dit staan nêrens in die woord nie. Daar staan wel, hy het Deborah se salwing geag en hy het gekies om te luister dit wat God vir hom sê deur Deborah, wat baie, baie belangrik is. As ons gou net weer na Jael kyk, Jael beteken mountain goat, or he or she is that ascends, iemand wat opgaan boontoe. To arise above, to ascend a mountain, to stand on the summit. Ek het vir julle daar 'n fotootjie van 'n ibex bokkie gegee. It's amazing om te sien hoe hulle teen die verskriklikste kraanse uitklim met hulle pootjies. Dit lyk altyd vir my of hulle waakskoentjies aan het. Want hulle is ook 'n prentjie van die bruid, né? Nou, El is een van die name van God. En alhoewel Jael nie spesifiek praat van God nie, haar naam nie, het ek gaan kyk hoe word dit gespel in die Hebreëus. En as ons na die eerste lettertjie kyk, onthou nou, ons lees van regs na links in Hebreëus. Die eerste lettertjie is 'n Jod en hy beteken hand, Ain beteken oog en Lamed beteken staf. The hand of God and the eye of God was on Jael all the time, and he used his staff to lead her, but he also gave her a staff of authority. Want die staf beteken authority. So, julle, daar's so baie in die woord wat so kosbaar is, maar ons weet nie eers, dit is daar, as ons nie gaan grou nie. Al hierdie kosbare skatte, né? Wat sê Hebreërs 13 vers 19, en ek het hom uit die Complete Jewish Bible uitgehaal. Elohim Adonai is my strength. He makes me swift and sure-footed as a deer and enables me to stride over my high places for the leader with stringed instruments. Ek dink amper ek is verkeerd, ek het hom dalk uit die Passion Translation uitgehaal, ek kan nou nie mooi onthou nie. Ons kyk gou na Jael se wapens. Die eerste een was die melk. Sy 1 Petrus 2 vers 2 sê vir ons, ons moet soos pasgebore babetjies dors wees vir die suiwer melk van die woord, sodat ons kan groei. Hoor wat sê hierdie Engels? So that you may grow up into deliverance. Dis deur die suiwerheid van die woord wat ons vrymaking ervaar. Papa het my eendag gewys, 'n pasgebore babietjie drink aan sy mamma se bors. So die melk gaan direk van die mamma se bors na die babietjie toe. Daar's niks tussenin nie. En so moet ons daardie melk, ons moet dors na daardie melk. Want daardie melk is die suiwerste melk. So direk van sy mond na ons toe, direk. Nie via iemand anders nie, ons moet dit gaan soek. Haar volgende wapen was die hamer, Jeremia 23 vers 29, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer which shatters a rock. Haar tenpen kry ons in Jesaja 22 vers 23. I will drive him like a peg in a firm place, and he will become a throne of glory to his father's house. Dis Yeshua himself, van wie hier gepraat word. Die bruid het nog heel wat wapens in die woord. En baie van hulle kom uit Hooglied, interessant genoeg. Die eerste een waarna ek wil kyk is sy soene, his kisses. In Hooglied 1 sê die bruid, soen my weer en weer. Die woord soen in Hebreëus is nashak, en dit beteken to arm with weapons. Hy kom sit sy woord op ons lippe en dit word ons wapen waarmee ons die vyand oorheers en vernietig.
Natuurlik weet ons van ons swaard, né? Die swaard van die gees, dis die woord, ons hoor dit in Efesiërs 6 en Hebreërs 4, en ek dink aan Psalm 149 het ook 'n gedeelte oor die swaard. En dan boog beteken hulp van God. Dit is wanneer, as jy gelees in Genesis 49 vers 23 en 24, is dit waar die blessing oor Josef uitgespreek word, en dan staan daar, hy sal met sy, ek wil amper sê, hy sal, gaan lees dit in die Amplified, dit is 'n amazing skrif om te gaan lees in die Amplified, waar hy sê, hy sal sy arms onder Josef insit, en hy sal sy boog, die Engels praat van om hom steady te hou, dat die boog nie sak nie, sodat daai pyle elke een sy, dat die pyle elke een sal die teiken sal tref. Die pyle weer praat van woorde van geregtigheid, en dit kry ons in Jesaja 49, Psalm 144, daar's 'n hele paar. So pyle spreek van ons woorde van geregtigheid wat afgeskiet moet word wanneer ons hierdie boog trek. Die wapens van lig kry ons in Romeine 13 vers 12. 'n Tamboerijn, het julle geweet dat dit 'n wapen is? Jesaja 30 vers 32 sê, as ons daai tamboerijn slaan, dan haat die vyand dit. En natuurlik is ons hande klap, en as ons die shofar blaas, dis alles ons wapens, dis die bruid se wapens. So Jaël praat van die bruid wat die wapens gebruik wat tot haar beskikking was, om daardie mindset van die vyand te kom vernietig. Deborah was accountable. Sy was gehoorsaam aan die woord wat sy ontvang het. Sy het gedoen dit wat Abba Vader vir haar gewys het. Barak was teachable. Hy het nie gesê, geen vrou sal vir my woord gee nie. Hy het nie gesê, nee, ek dink jy het nie reg gehoor nie, jy moet weer gaan hoor. Het julle al hierdie verskonings gehoor? Ek dink, jy weet, baie van die ouens sê deesdae, ja, maar goed praat nie meer met mense nie. Wat nog met 'n vrou te praat? Die Barak leiers het 'n teachable gees. Hulle is die ouens wat verstaan van die bruid. In 'n kerk waar die bruid nie welkom is nie, dis 'n ontsettende hartseer saak, want daar's soveel missing, soveel wat gemis word in 'n kerk waar die bruid nie welkom is nie. En as ek sê bruid nie welkom is nie, praat ek nie van ek en jy individueel nie. Ek praat van die hele gedagte rondom die bruid, die hele idee dat ons kollektief die bruid van Christus is. Maar waar daardie lering nie in 'n kerk beskikbaar is, of waar dit nie geteach word nie, is dit so 'n dor en droë kerk. Want jy sien, die bruid is gemaak om met absolute extravagant love die koning lief te hê. Maar daar waar daardie absolute oorgawe, hierdie extravagant love uitgestort word op hom, daar staan 'n Judas gees op, of 'n godsdienstgees gaan staan op en sê nee, dit kan nie so wees nie. En dis waar die ouens unteachable is. Jaël was available. Al wat sy gedoen het is, die oomblik toe hierdie man, ek wil amper sê, in haar skoot val, het sy geweet wat om te doen. En baie keer is ons op plekke waar 'n ding net so in 'n oomblik kom, en ons moet gereed wees. Ons moet dan verstaan, wat is die wapens van die woord wat ons het. Ons moet verstaan dat Abba ons in daai oomblik wil gebruik. En partykeer is dit om 'n woord te spreek, partykeer is dit om 'n gebed te bid. Maak nie saak wat dit is nie, hy sal jou lei, maar ek en jy moet beskikbaar wees. Ek en jy moet accountable wees, ons moet teachable wees, ons moet available wees. Want ons is partykeer Deborah, partykeer Barak, en partykeer Jaël, en partykeer sommer al drie gelyk. Maar ek en jy moet begin heuning maak.
want ons is Deborah. Nou, heuning se profetiese betekenis is openbaringskennis, revelation knowledge. En waar ek dit kry is in 1 Samuel 14 vers 27. Jonathan had not heard when his father put the people under an oath. Saul het gesê, niemand mag eet voordat die veldslag nie gewen is nie. So, Jonathan hoor dit toe nou, en hy's honger, en hy is in die veld, en hy's honger, and therefore he put out the end of the staff that was in his hand and dipped it in the honeycomb and put it in his hand to his mouth. En dan staan daar, and his eyes brightened. Nou, ek vermoed dat sy bloedsuiker geval het, want hy was honger. En die oomblik toe hy die heuning eet, het hy beter beginne voel. Maar as ons gaan kyk wat dit beteken, profeties, dan beteken dit, sy oë het verhelder, sê een van die vertalings. Sy geestelike oë het oopgegaan. En dit is hoekom heuning beteken profetiese of openbaring kennis, jou oë gaan oop. Psalm 119 vers 103 sê, how sweet are your words to my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Dit praat van die soetheid van die woord dat in ons monde moet wees. En Hooglied 4 vers 11 sê, your lips, my bride, drip honey. Honey and milk are under your tongue, and the fragrance of your garments is like the fragrance of the Lebanon. Die bruid het met ander woorde heuning en melk onder haar tong. Met ander woorde, sy kan die eenvoud van die woord, kan sy oordra aan mense, maar sy het ook die heuning van openbaringskennis op haar tong. Met ander woorde, die bruid het geleer om in die woord te gaan grou, om die dieper goed raak te sien, wat daar is, om werklik waar, ek wil amper sê, te gaan myn in die woord, om hierdie skatte te ontdek. Maar hoor wat sê Hooglied 5 vers 1, dis die bruidegom wat praat. Hy sê, I've come into my garden, my sister, my bride. I've gathered my myrrh along with my balsam. I've eaten my honeycomb and my honey. I've drunk my wine and my milk. Eat, friends. Drink and imbibe deeply, O lovers. Hy praat van die bruid en hy sê, in die vorige gedeelte praat hy van haar tuin en hy sê van al hierdie kruie wat in haar tuin is, die mirre, die kaneel, al hierdie lekkerry kruie. En dan sê hy, ek het in my tuin ingegaan. En my suster, my bruid is in my tuin. En daar het ek my mirre gaan bymekaar maak en ek het gaan eet van die heuning. En op 'n dag vra ek vir Vader, hoekom staan daar honeycomb and honey? En hy sê vir my, ons het 'n honeycomb nodig om honey te hê. Met ander woorde, dit is hierdie proses waardeur heuning gemaak word in my en jou lewe. Maar in een by kan nie 'n honeycomb nie. Dis 'n gemeenskap van gelowiges wat bou aan 'n honeycomb en dis waardeur die heuning dan nou voortkom. En die heuning het vir my begin al hoe meer en meer beteken. Dit is die salwing en ek gaan nou vir julle daarby kom dat ons praat oor hierdie heuning salwing. So ek wil gou 'n bietjie gaan kyk na die byekorwe waar die honeycomb gemaak word. En dit praat van community en baie ouens praat op die oomblik van tribes. Dis 'n woord wat oral oor die wêreld skielik begin vorm en dit het niks te doen met die 12 stamme, daai tribes nie. Dit het te doen met mense wat by mekaar kom en dan op 'n dag kry hulle woord en Abba sê vir hulle, I want you to form a tribe. En ek wil amper sê dit is mense wat dieselfde beginne dink. Maar wat ek ook bevind het, dit is partykeer mense wat baie toevallig by mekaar beland. Ek wil amper sê soos ons. En ons kom uit alle agtergronde uit. Maar kom ons noem onsself dan nou 'n Deborah tribe. Dis wat hier gebeur het. Ons het begin saam hierdie ding begin ervaar en oral oor die hele wêreld is daar besig om sulke groepe te begin vorm. En wat ons moet besef is,
bye kan ons geweldig baie goed leer oor die koninkryk. En ek wil hê julle moet 'n bietjie, ek gaan nie te veel daaroor sê nie, maar gaan doen bietjie navorsing oor bye en hoe dit die koninkryk uitbeeld. Een van die goed is, as die koningin uit die korf uit is daar chaos in die korf. En die bye begin, dit is 'n hulle praat in Engels van 'n roar, dis 'n brul, die bye begin brul, hulle weet eintlik glad nie wat om te doen as die koningin uit die korf uitgehaal is nie. As Yeshua nie in ons midde is nie, as hy nie deel van ons community, of deel van ons tribe, of deel van ons misbega, of wat jy dit ook al wil noem, as hy nie deel is, as hy nie die middelpunt is nie, is daar chaos. En dan begin die ouens met mekaar stoei en bekleine. 'n ander ding is, as die koningin doodgaan voordat daar 'n opvolger is, dan gaan die hele korf dood. Daarom is dit ek wil amper sê 'n triekie besigheid vir die ouens wat met bye boer. Hulle moet dit so reg doen om die gesondheid van die korf in gedagte te hou die hele tyd. Weereens, as ek en jy die koning uithou uit ons besigheid uit, wil ek amper sê, dan gaan ons saak gaan dood. As ons hom uit ons gesinne uithou en uithaal, dan gaan die hart van ons gesinne kry partykeer so 'n skade dat dit net 'n werk van hom is om dit weer lewendig te maak, né? Die Deborah salwing is 'n 3-dubbele salwing. Dis 'n 3-dubbele koord, en daarom is dit nodig dat ons verstaan wat dit beteken dat ek en jy 'n deel is van 'n hele prentjie. Ons moet verstaan dat ons deel is van 'n korf, hoe ek dit wil noem ook al, of die liggaam van Christus. Want ek en jy moet gehoorsaam wees en luister soos Deborah, sodat ons plekkie kan volstaan in hierdie korf. Ons moet lei en veg soos Barak partykeer. Nie veg met mekaar nie, veg teen die vyand, om die liggaam van Christus te beskerm, om die vyand se aanslag teen te staan. Ek en jy moet gewapen wees en gereed wees soos Jael. Hoe pas dit dan nou in hierdie korf situasie in? Hoe pas dit in 'n hele 'n prentjie in van 'n community of 'n tribe of 'n misbega, wat jy dit ook al wil noem, 'n groep, 'n span. Hoe pas dit in? Jy sien, as ek so besig is om my Deborah salwing uit te leef, dat niemand anders belangrik geag word nie, dat ander ouens, ek wil amper sê, oor hulle geloop word, want julle moet nou weet, ek is Deborah hoor, ek het nou die naam Deborah gekry, dan maak ons partykeer meer skade. Of dat ek byvoorbeeld soos 'n Barak kan wees, wat sê, ek sal gaan veg en ek veg op my manier, en julle weet niks, en ek doen die ding, en julle veg nie goed genoeg nie, so ek is die beste vegter. Dis ook nie reg nie. Of om soos Jael te kan sê, nee, dit was ek gewees. Dis ek wat eintlik daai ouetjie doodgemaak het. Julle het eintlik niks in hierdie prentjie te doen gehad nie, dit was ek gewees. Ek was die een wat die oorwinning behaal het. Ek het gesê, ek sal nie hierdie siekte vat nie. Ek het gesê, laat hierdie siekte van my af weggaan. Ek het. En enige een van hierdie 3 koorde, as ek daarin kom, gaan die korf skade ly. Nou, as ek hierdie Deborah konferensies aanbied, ek wil nou amper sê in die vlees, in die lyf, dan is dit nou maklik om te sê, kom ons gaan, almal wat sê hulle voel hulle is 'n Deborah, gaan julle by mekaar, almal wat voel hulle is 'n Barak, gaan julle by mekaar, en almal wat voel soos 'n Jael, kom julle by mekaar en bid 'n bietjie. Maar weet julle wat,
ek wil nie hê ons moet daar wees nie. Want ons moet verstaan, hierdie is 'n drievoudige salwing. En hierdie goed kom alles in mekaar. En ek is nie een van dit nie, maar ek moet deel wees van al drie. Ek moet deel wees van hierdie kosbare salwing. Ek het nou, die van julle wat handleidings het, kan maar in die handleidings gaan kyk. Ek het so 2 of 3 keer profetiese woord gekry, wat eintlik heeltemal op 'n ander tyd gekom het, en dan het Vader vir my rondom Deborah kom wys, dat dit eintlik is vir die tyd wat hy dit vir my kom sê het. En ek gaan net so vinnig daarna kyk. Ek het op die 4 Maart 2017, het ek regtig waar gehuil vir iemand, en Vader het vir my gesê, kyk op, wat sien jy? En ek het in my gees het ek 'n wolk gesien, en op die wolk 'n groot leeu, en ek het besef, dis die leeu van Juda, en sy regterpoot was opgelig. Dit was asof hy gereed was om te storm. En ek het eers later besef, maar hy het eintlik 'n kroon op sy kop gehad. Maar agter die leeu was daar geweldig baie figure van mense. En ek het 'n vreeslike dringendheid in hierdie groep mense beleef, in hierdie hele prentjie, en ek het regtig begin hou, want dit het vir my gevoel, die tyd is gereed, en daar's so baie mense wat nog nie gereed is nie. En ek hoor toe in my gees hierdie woorde, don't for one moment think that I will leave my precious children for whom I've died. Before I come, they will have a chance. Before I come, there will be a fresh outpouring of grace, a fresh outpouring of love, a new measure of faith released on earth. There will be an outpouring of an anointing to save souls as never before. En terwyl ek na hierdie woorde luister, sien ek 'n dik goue vloeistof wat so uit die hemel uitgestort word. En dit het vir my gelyk soos warm honeycomb. Ek weet nie of julle al ooit honeycomb gemaak het nie, daar's mos 'n manier wat mense dit doen. En net so voordat dit hard word, dan is dit dis so goue, dis nie soos goue olie nie, maar dis bietjie meer 'n ondeursigtige goud, as ek dit so kan sê. En in 'n oomblik het ek besef, maar dit is die heuning waarvan dit praat, en ek het onmiddellik die skrif gekry van Psalm 81 vers 16. Het is hy, with honey from the rock I will satisfy you. En die ander een wat sê, open your mouth wide and I will fill it. En ek het dadelik gedink aan al die bye wat doodgaan op aarde, wat dit is alles eintlik mos in gevaar, né? En ek het onmiddellik in my gees geweet, Vader is besig om geestelike bye op te rig. Die warrior prophets rig hy op. Ek hou nie van die term warrior bride nie, julle weet my kensel nou al weet, maar ons is die victorious bride of Yeshua. En ons moet hierdie heuning, anointing, met ons gebede en ons declarations en ons intercessory prayers en prophetic actions moet ons release, né? En terwyl ek besig is om te bid daaroor, het hy vir my nog meer gegee, en hy het gesê, julle moet julle monde oopmaak. En as jy vra vir hierdie salwing, sal jy dit kry. En as jy vra met 'n hart vol genade vir die verlorenes, sal jy dit kry. En hy sê vir my daar, pray for this anointing to fall in every meeting, every congregation, it is time. Julle, ons moet vir hom vra vir hierdie salwing. En dan het hy vir my 'n verskriklike hartseer ding gesê. Hy sê, my bride is so busy preparing herself that she has forgotten the lost. She has turned her back on the backslidden, the riffraff, the ones in the gutters of life, the lost and the destitute. Julle, ek het 'n probleem daarmee. Ek het regtig 'n probleem daarmee dat die bruid so besig is met haarself, dat sy die verlorenes agtergelaat het. En dan sê hy, my anointing will fall in places least expected. My anointing will fall in dry desert places. Is nou van julle geliefdes wat sit in daai plekke
wat droog en dor is. Hy sê, my anointing will fall where one soul cries out to me. Your sons and your daughters will prophesy. The meek will boldly proclaim my message of salvation. Open your mouths wide and eat from my honey. En terwyl ek daai dag dit neergeskryf het ek so in my gees gewonder of die olie van die 5 wyse maagde nie dalk verlore siele is nie. Ons praat so maklik, dis intimiteit en dis die tyd wat ons met die koning spandeer en dis ons wat ons heiligheid en so aan, maar ek wil vir julle sê, ek begin wonder of dit nie dalk siele is nie. Die 27ste April hierdie jaar, wys Abba vir my 'n goue golf. Ek kyk van bo af op hierdie golf. Dit kom so van die regterkant af oor 'n baie donker land. Ek sien die land, ek sien dit donker en ek sien hierdie goue golf wat so oorkom. En ek het nie geen ander woord om dit te beskryf as blotches nie. Ek weet nie of julle weet wat 'n blotch nie. Dis so, ek sien sulke blobs lig. En waar die liggies toe nou bymekaar kom, word hierdie blobse groter. Dis 'n groot beweging van hom, hierdie uitstorting wat gaan kom, dis soos 'n goue golf, en toe ek vanoggend daai video op die groep sien, ek weet nie of julle hom gekyk het nie, iemand het gepraat van 'n wind wat gaan kom, iemand het dit op die groep gesit, en Vader herinner my aan hierdie wat ek gesien het van die goue golf, en terwyl ek dit neerskryf hierso, besef ek dat hierdie golf dieselfde kleur was as daardie beeld wat ek gesien het van hierdie goue honeycomb, hierdie vloeibare honeycomb, wat uit die hemel uitgekom het. En ek besef toe, maar daai wat ek gesien het as blotses is eintlik hierdie hexagon patrone van 'n heuningkoek. En ek besef, dis waar die tribes en die communities is hy besig om by mekaar te begin sit. En in die week wys Vader vir my amazing ding. Ek weet nie wie van julle se kinders het jare terug die fliek gesien van Iron Giant. Dit was van 'n groot robot en 'n seentjie het hierdie robot ontdek, maar almal wil net hierdie robot doodskiet want hy's hierdie reusagtige robot. En dan op die ou en kry hulle dit reg en die army skiet hierdie robot uitmekaar uit. Jy sien net stukke spat en dit val eintlik in verskillende wêrelddele. So het hulle hom uitmekaar uitgeskiet. En dan die fliek eindig met waar dit na jare lê hierdie kop van hierdie robot en dan gaan daar 'n liggie aan in die kop van die robot en hy begin so maak bliep, 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 bliep en dan sien jy in 'n ander wêrelddeel begin die vingers so wakker word en dan begin hulle nader kruip en daar word die been wakker en hy begin nader skuif en daar kom 'n skouer en hy begin nader kom. En die Vader het vir my wys te besef ek dis wat hy besig is om te doen met hierdie communities, die groepe wat by mekaar kom, die tribes wat by mekaar kom. Hy's besig om die liggaam by mekaar te maak. En ons verstaan dit nie. Dis 'n nuwe ding hierdie. En ons moet wakker wees daarvoor. Hy sit ons baie keer by mense wat ons, ek wil amper sê voorheen nie by sou gekom het nie. Ons sou nie dieselfde taal gepraat het nie. En skielik kom hy en dan sit ons by mekaar. En terselfdertyd wys hy by, onthou julle ek het verlede week vir julle gesê, waar ons as die wingerdstok wat ons in mekaar moet groei. En hy wys my daai klein groen tendreltjies, ek weet nie eens wat noem mens dit nie, en waar dit so om 'n ander takkie haak en dan groei hy mos so om en ek en jy's daai klein groen tendreltjies wat so nou aan iemand haak en aan iemand anders haak, want elkeen van ons wat nou deel is van hierdie Deborah tribe, is ook deel van 'n ander groep, is ook deel van ander groepe, en oralste sit ons groen vingertjies uit, en krul ons in mekaar in, en so is ons besig om sterker te word, so begin ons heuning maak. So, jy moet self gaan bid, om te hoor wat dit is, wat Abba Vader vir jou wil sê. Maar daar's nog profetiese woorde, dit is in die handleiding, ek gaan nou nie verder nog daaraan spandeer nie. Abba Vader, dankie. Dankie dat ek saam met my sissies sommer vandag net voor die troon kan by mekaar kom. Ja, ons harte loop oor vir die goedheid. En ek hoor die versigtiging dat ons
dalk maar weer volgende week moet by mekaar kom, al deel ons net bietjie met mekaar. And to see what flows from that. Want het ons by mekaar gesit, en daar's 'n rede voor. Abba, ek wil vra dat U elke persoon wat op hierdie groep was, sal seën met 'n vars wete van wie hulle in U is. Met 'n vars salwing om uit te gaan en te doen wat gedoen moet word. As dit is om te bid, om met oorgawe te bid. As dit is om woord te bring, om dit met oorgawe te doen. As dit is om te dien, dan om te dien. As dit is om woord te bring. Wat ook al dit is, even in giving, that you will be honored by what we do. Our Vader, dat daar in die gees oor elke vrou 'n dik goue heuning mantel sal val. And where she walks, her footprints will be filled with the honey of your word, with the honey of the revelation of who Yeshua is, but also a revelation of who the bride is. Abba Vader, kom slaan elke afgod wat die bruid het plat in die naam van Yeshua. Help ons om dit raak te sien, dat ons met daardie Gideon salwing sal opstaan en daardie altare wat ons opgerig het sal platslaan, so that the bride will walk in this humbleness of knowing that it's all about you, and that's all it is about, you and you alone. Ons is hier vir U. Make us accountable. Make us teachable. Make us available where we're not. Abba Vader, en al moet U ons nou met 'n heuningskwas in 'n hoek vasverf. Doen dit wat nodig is, sodat ons kan doen wat nodig is. We praise You. We glorify You. We honor You. We lift Your name on high. You are King of Kings. You are the name above all names. And we praise You. Amen and amen.